is wonderlik, Here. You are great. Net daar waar jy staan, declare dit net met jou hart. Hy verdien om geprys en geëer te word vir wie hy is. Herken hom vir wie hy is. Die woord sê, hy's in jou midde. Dis wat Sefanja 3 vers 17 sê. The God, your warrior, is in your midst. Here, ons eer U. En Here, soos ons vanoggend saam deur U woord gaan, vra ek dat U met ons elkeen sal stil staan. Want U ken ons elkeen. U ken ons struggles, U ken ons joys. Here, en kom praat met ons en kom skuif ons in ons hart. Ons nooi U uit, Heilige Gees. Kom werk in ons. Kom steek ons aan die brand vir U koninkryk. En verander ons sodat ons lig sal wees in 'n baie donker wêreld. Gebruik ons om U liefde los te maak. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ag, kom ons gee net die bande lekker hande klap. Ja, so rukkie terug het ons met hierdie profete reeks begin, klein profete reeks en kyk, jy moet nou nie vaskyk aan die klein profete nie, want eintlik praat daai klein maar net van die grootte van die boek, maar die krag en die ernstigheid van die boodskap van die klein profete is lewensveranderend. En dalk het jy al Sefanja gelees en gedink, joh, hierdie maak nie sin nie, dis amper soos Grieks vir my. Maar weet julle, dit verander wanneer ons die woord van God vat en ons vra nie meer wat staan daar nie. Ons vra, Here, wat sê U vir my? Wat is die boodskap wat U besig is om te bring aan my persoonlik? En jy moet jouself vra wanneer jy die woord lees, Jesus, wat sê U vandag vir my? Wat praat U met my? Want Jesus praat met ons deur sy woord. Dis hoe hy met ons praat, dis hoe hy met ons kommunikeer. En ons is nie veronderstel om die Bybel te lees net om nog kennis bymekaar te maak nie. Ons is veronderstel om sy woord te lees sodat ons hom kan leer ken en om sy hart te ontdek. Dis hoekom die woord daar is. En so rukkie terug het Rian baie gepraat oor die plumline of die skietloot. Hy is skuldig want hy het nie my skietlyn gebring vanoggend nie. Wie weet hoe lyk 'n skietlyn? As jy in die bou is, weet jy. En dit is daai lyntjie met daai gewiggie aan. Moet daar 'n prentjie om seker te maak dat wat jy bou, dat dit reguit is. En weet julle, ons is accountable aan die woord van God. Dis ons skietloot. Dis waarteen ons lewe meet. En kyk, Here, is my mure reguit? Is ek besig met die regte dinge? En die skrif herinner ons hieraan, 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17. Dit praat van wat die woord doen. Die woord is daar vir lering. Dis besig om vir jou te leer oor die waarheid. Dit is daar vir weerlegging. Dit wys vir jou waar is jy verkeerd. Teregwysing. Dit bring ons weer op die regte pad. As jy jou broer sien en hy's van die pad af, dan vat jy die woord en jy sê vir hom, ek is bekommerd. Hy is op die verkeerde pad. En dit gee ons ook onderwysing in geregtigheid. Want kyk, jy is veronderstel om vrug te dra. En jy is veronderstel om te verander en te transformeer. En dis hoekom die woord daar is vir ons. En God hou sy woord, kan nie my Bybel nie, sy skietloot langs ons lewens, en hy sê, my kind, dink jy is reg? My kind, dink jy dit waarmee jy besig is reg?
kyk weer. In vers 17 van hierdie Timoteus vers sê, wat is die doel van die woord? En dit is vir my so mooi, sodat die mens van God volkome kan wees, teen volle toegerus vir goeie. Wow. Jy kan nie iets meer duideliker skryf wat vir jou sê, wat die woord van God in jou lewe moet doen nie. Nou vandag gaan ons kyk na die boek van Sefanja. Nou, dis nie een van daai boeke wat jy al baie preke oor gehoor het nie. As jy van Sefanja praat, almal kan vir jou een versie quote. Nee, ek sien sommer. Sefanja 3 vers 17. Ons almal ken hom, maar niemand ken die gedeelte vooraf nie. Dis nogal scary. Ek ook nie so lekker nie, want weet jy, as jy daardeur lees, moet ek eerlik vir jou sê, dis moeilike leesstof. Dis nie lekker om daardeur te lees nie. En ek self moes 3 keer daardeur lees in verskillende vertalings. Want dit gaan, die sentrale tema is oordeel. Wie hou daarvan om oor oordeel te praat? Maar ek wil vanoggend vir jou sê, as jy die boek van Sefanja lees, en jy sien net oordeel, mis jy die hart van God. En is jy dalk nie op die regte plek in jou lewe nie. En dan is dit 'n oordeel, want hy is besig om ernstig met jou te praat. Ek wil 'n klein illustrasie vir julle gee. Dink aan 'n klein dogtertjie wat siek is en haar pa gryp aan, hy vat haar dokter toe. En die dokter sê hy gaan moet opereer. En jy sien hierdie prentjie van 'n dogtertjie met hierdie mens wat haar gaan sny met 'n skalpel en sê dit reg, skalpel, sit reg. En jy sien bloed, jy sien pyn. Jy sien hierdie prentjie, maar jy het nie die konteks dat dit wat nou aangaan is haar blinde darm het gebars. As hierdie persoon nie nou opereer en hierdie blinde darm verwyder nie, is haar lewe in gevaar. En weet julle, as ons na Sefanja kyk, is dit presies wat die Here mee besig is met sy volk. Want hy wil sy volk se lewe red. Net soos wat daai chirurg moet opereer en dinge verwyder, sodat die kind nie doodgaan nie. Net so is die Vader hart liefdevol besig om nie toe te laat dat dinge wat sy kinders se lewe besig is om te verwoes, net onbelemmerd voortgaan nie. Hy gaan 'n lyn trek. En soms is God se genade, ja, dis partykeer 'n sagte aanraking, partykeer is dit 'n fluistering, maar baie keer is sy genade 'n skapel. Goeders wat moet uitgesny word in ons lewens. Nou Sefanja was 'n profeet van die laaste uur. Want hy was 'n voorbalingskap profeet en hy was een van die laaste waarskuwende stemme voordat Juda weggevoer is in ballingskap. Nou die volk was op hierdie stadium baie goed bekend met God. Hulle het hom geken, hulle het geweet van hom, maar hulle harte was verdeel en baie hard en daar was geweldige groot afgoderry in hulle lewens. Hulle lewens het nie gespreek daarvan dat hulle 'n Here dien nie. En daarom stuur God Sefanja met 'n baie sterk boodskap. Hy kom met die boodskap, die dag van die Here kom. Dis sy boodskap en is 'n baie ernstige waarskuwing, maar is ook 'n verskriklike groot uitnodiging wat hy bied. Want hy sê, kry jou lewe in orde. Kry jou hart gerig op God. En as jy deur hierdie boek van Sefanja werk, wat net 3 hoofstukke is, weet julle dat die tema van die dag van die Here, daai konsep 24 keer genoem word. 24 keer. Want Sefanja waarsku die volk. Julle verhouding met God is nie in orde nie. En dit is 'n ernstige waarskuwing. En hierdie boek is net so van toepassing vir ons vandag. Presies dieselfde. Dis 'n waarskuwing op die laaste uur. Kry
jou sake in orde met die Here. En Jesus wil nie jou godsdiens hê nie. Hy wil nie jou Sondag hê wat jy Mount kerk toe kom en net hier sit nie. Hy wil jou hart. Hy wil hê jy moet hom ken en hy wil koning van jou lewe wees. Hy soek niks anders nie. En as ons na hierdie boek kyk, kan ons dit letterlik in 3 dele opsom en van toepassing maak op ons eie lewe, want eerstens sê hy vir ons, kyk binne in jouself. Maar dan is daar ook, kyk rondom jou. Maar die belangrikste is, kyk op na hom. En as hy praat van binne in kyk, dan praat die Here van selfondersoek. En as jy Sefanja, daai eerste paar verse gaan lees Sefanja 1 tot, maar letterlik, jy gaan hom 10 keer moet lees, om agter hierdie boek uit te kom, wat God mee besig is. As jy dit gaan lees, daai eerste 6 verse, spreek van totale vernietiging. Ek kan dit eintlik, lyk dit presies soos in Noag se dae en Noag se oordeel. Gaan lees dit. En as ons dit relevant vir vandag maak, sê Jesus, wanneer ek die seun van die mens verskyn, sal dit soos in die tyd van Noag gaan. Nou God se woord sê self, oordeel begin by die huis van God. Dis baie duidelik. Julle, ek kan seker op die oomblik 30 kerke en pastore en kerkleiers opneem, groot megaplekke wat tot 'n val gekom het die afgelope rukkie. Alle goggas is besig om uit die kas uit te klim. Want die oordeel begin by die huis van God. En God sê, ondersoek jouself. Moenie wag dat dinge uitmekaar val. Doen dit nou, ondersoek jouself. Maak skoon. En hierdie woord van oordeel is nie vir sy geliefdes nie. Ek wil dit baie duidelik maak. As jy in verhouding met hom is, en hy is jou koning, is die woord van oordeel nie vir jou. Maar dit is vir mense wat nie die Here ken nie. En jy het 'n verantwoordelikheid om seker te maak, dat hulle hoor in die tyd waarin ons besig is om te wandel. En Sefanja 1 sê eintlik, hierdie woord is net van toepassing op die wat afvallig geraak het van die Here, wat die Here nie soek nie, en hoor hierdie ene, die wat nie die Here raadpleeg nie. So as jy aanhoudend besig is om jou eie besluite te neem, en nie God te ken in jou besluite nie, val jy daar. Met ander woorde, die wat nie in verhouding met hom is nie. So dis nou weer daai skietlood. Here, hoe measure ek op as ek hierdie woord langs my hou? En dan praat God met sy volk. En hy sê in die Amplified vertaling, Sefanja 2 vers 1 tot 3. Hoor hoe mooi. Gather yourselves together in repentance. Yes, gather in submission. Seek the Lord diligently. And regard him as the foremost necessity of your life. Wow. It's mooi. Hy praat, jy sê vir hulle, come to repentance, buig voor, jy wat nie weet om voor God te buig nie. Ek wil vir jou sê, is in vir 'n ernstige situasie. Kan jy nie jou knie buig nie eers hier in die kerk voor hom nie. Dis al wat ons moet. Ons moet op knieë hom dien en voor hom neerbuig. En die vraag is, wat Sefanja hier met die volk mee besig is. Al die afgode waarmee julle besig is. Nou onthou, ons moet dit relevant maak vir onsself. Ons afgoedjies. Ons geld, ons familie, ons werk, die kos, die alles, die financial securities, al die dinge wat ons aanhang, wat vir ons belangriker is as Jesus self. Of hierdie dubbele lewens wat ons lei. Ons verklaar die Here, maar ons lewe dra nie die vrug van wie hy is.
Dis 'n dubbele lewe. En die Here is baie duidelik. He will not tolerate it. So vir oggend, eintlik Elia het hierdie aan die volk gesê, hoor hierdie amazing. Hy sê vir die volk, hoe lank hink julle, ek weet so weer of so 'n woord nie, hink julle op 2 gedagtes. As dit die Here is, volg hom. As dit Baal is, volg hom. Hy maak dit baie duidelik. Jy kan nie tussendeur wees nie. Dis of die Here, of dis die wêreld. Besluit. So vir oggend moet jy jouself ook afvra, waar is ek besig om my dubbel lewe te leef? En die Here sê, just give it up. Volg net een lewe. Want God het 'n probleem met 'n verdeelde hart. Hy soek nie 'n halwe hart nie, 'n halwe hart gaan jou nie bring waar jy wil wees in die ewigheid nie. Ek gaan dit weer sê. 'n Halwe hart gaan jou nie in sy koninkryk inbring nie. Hy gaan na jou kyk en hy gaan weet waar die hele hart of sy hele hart was op my gerig of dit was nie. Dit gaan nie skietlyn wees. So ons moet vra hoe lyk ons eie lewe. Nou, wat so mooi is van hierdie stukkie is Sefanja het groot geraak in die tyd van koning Josia. Hy was 8 jaar toe hy koning geraak het. En hy was van die begin af voluit lief vir die Here. Hy het nie ouers gehad wat die Here gedien het nie. Hy kon nie eers sê dis my ouers se skuld nie. Hy het net besluit hy wil die Here volg. En sy hele lewe lank as koning, sy is een van die min konings, soos koning Dawid, wat God gevolg het. En wat hy gedoen het, en dis hoekom Sefanja ook hieroor praat, gaan lees daar in 2 Konings en in 2 Kronieke, gaan lees sy storie. Sy hele storie gaan oor waar hy saam met die volk self ondersoek doen. En hulle rooi alles uit wat God nie behaag nie. Elke liewe afgod, elke altaar, elke ander vorm van aanbidding. En moet jouself nie afsluit in jou verstand en dink afgoderry van daai tyd nie. Hierdie woord is so relevant soos vandag. Wat is jou afgode? Wat is jou altaar? Weet julle wat so interessant, as jy die Here vra en hy vir jou wys en hy gaan jou antwoord. Dit is nie 'n complicated selfondersoek nie, dis baie jy vra my antwoord en jy's gehoors. Dis regtig so eenvoudig soos dit. En na daai selfondersoek gaan ons ook rondom ons moet kyk, want dis waar Sefanja ook gaan. Hy praat eers met sy volk en sê vir hulle ek's nie happy nie. En die tyd kom nader. Maar dan praat hy ook met al die volke rondom Israel in die volgende stukkie. En hy sê en hy praat oor die ongeregtigheid wat daar in die wêreld is. En jene mense, as julle kyk na die wêreld, is trek in die mekaar. Ek het nog nooit so vinnig so baie dinge sien skeef trek in my lewe nie. Dis die mekaar. Dis 'n gemors. Kinders wat nie eens weet wat hulle is nie. Ek het nie gedink ek gaan in my tyd sulke goed sien. Dis verskriklik. So ons lewe in 'n die mekaar wêreld. Maar as God se kind, hoef jy nie jou vrede te verloor nie. Weet jy hoef nie bang te wees as jy sy kind is nie. Jy hoef niks te vrees nie. Nie dood nie, niks. Niks. As jy sy kind is. Nou ons verstaan nie hoekom die goddelose mense doen wat hulle doen nie, maar die uitkoms van wat hulle doen is baie duidelik in die woord. En Sefanja sê dit ook. Sefanja 3 vers 6 in die Amplified, they shall have in return for their pride, want as jy nie God dien nie, is jy vol stubborn trots. Because they will have taunted and become arrogant against the people of the Lord of hosts. Die aanklag ook hierso is mense wat teen God se mense optree. The Lord will be
terrifying and awesome to them. Nie mooi nie. He will starve all the gods of the earth, and all the coastlands of the nations will bow down. Dis hoekom ek sê, leer nou wil jou knie buig. Moenie wag tot jy in die hemel aankom. Buig nou voor hom and worship him. Elke knie sal buig voor Jesus Christus. En ons is eintlik al vir dubbele perspektief. Dis 'n oordeel wat op pad is, maar dit is ook die toekomstige dag van die Here wat op pad is. En God is nie onbetrokke by hierdie wêreld nie. Dit is wat daai tweede gedeelte van Sefanja sê. Dit sê hy sien alles en hy sal alles regverdig oordeel. En dis hoekom jy vrede kan hê. Al lyk iets skeef en nie lekker nie. En hy sal alles ook regstel. Ek wil vir jou daai belofte ook in die woord gee. Hy sal alles restore. Alles sal perfek in lyn kom met sy skietlyn wat die woord van God is. Maar vanoggend wil ek vir jou sê as jy Jesus ken en jy is in 'n persoonlike verhouding met hom en hy is jou verlosser, kan jy maar opkyk. Jy kan maar opkyk. Dit sê daai versie, ek weet waar my hulp vandaan kom, nie? Kind van God, jy kan maar opkyk vanoggend. Weet julle wat beteken Sefanja in Hebreërs? Dit beteken om weg te steek, te verberg of te beskerm, to be hidden, om weggesteek te word. En Sefanja 2 vers 3 sê, soek die Here, soek geregtigheid, soek ootmoed. Dis wat hy sê, dis wat ons onsself mee moet besig hou. Miskien sal julle verborge wees op die dag van die troon van die Here. Ek wil vir julle sê, dis nie 'n miskien nie, dis 'n definitief. Want reg deur die woord van God, steek God sy mense weg. He hides them. He protects them. Kyk maar net na Noag en die ark. Kyk die onderskeid wat die Here gemaak het tussen die Israeliete en die Egiptenare. Reg deur beskerm en hide God sy mense. Hy weet om sy mense te bewaar. Hy weet om hulle veilig te hou. Maar jy moet weet om jou beskutting in hom te vind. Jy moet weet om jou beskutting in hom te vind. En julle, dan kom die wow gedeelte van Sefanja. Ek's nou verklaar met al die slegte nuus. Ek glo jy het gehoor wat die Here sê in sy woord. Maar ek kom nou by die wow gedeelte. Verlede keer het Habakuk ons geleer dat ons moet jubel en juig in die Here. Weet julle wat doen Sefanja? Hy draai dit om en hy sê, die Here jubel en juig oor jou. Die Here jubel en juig oor jou. Nou wat so vir my interessant is, en ek weet nie die Here, daar's nooit 'n toevalligheid nie. Hulle sê mos toevallig. Nou die afgelope paar weke loop ek met hierdie vers in my kop. The joy of the Lord is my strength. En ek sê die versie op, maar so rukkie in dit besef ek, maar wat beteken dit? Het al daaraan gedink? Ons dink dit beteken, die Here gee sy blydskap en dan het ons sterkte. Dis glad nie wat daai woord sê nie. Die Here gee nie jou blydskap en dan is jy sterk nie. Dis nie wat daai vers vir jou sê nie. The joy of the Lord is my strength. En as jy mooi daarna gaan kyk, sê daai vers, God se vreugde maak jou sterk. God se vreugde, hy wat joy is, maak jou sterk. Sê ek, okay Here, ek hoor, maar wat is dan die bron van u vreugde? Wat is die bron van u vreugde? Het jy wat antwoord? Jy. Jy is die bron van my vreugde. En so ek sê, wow, dis heavy. Ek het nie skrif om dit te wys nie. Toe vra Jan vir my om oor Sefanja te wys weer vir my, maar Sefanja 3 vers 7.
I am the Lord that rejoices over you. Weet julle, dis presies dieselfde Hebreëse woord. The joy of the Lord is your strength. Wat is die joy van the Lord? Jy is the joy of the Lord. Jy wat hom ken, jy wat hom eer, jy wat hom gekies het, jy wat vir ewig saam met hom sal heers, jy wat aan sy tafel sal sit, jy wat saam met hom 'n maaltyd sal geniet. Jy is sy joy. The Lord Jesus, he went to the cross. Why? Because of the joy set before him. Hy het aan ons gedink. Ons is sy joy. Wow. So toe Rian vir my sê om die woord te bring, en die Here antwoord my oor 'n vers wat ek nou al 'n paar weke in my kop dra, dan moet ek vir hulle sê, dis ek net soos nou. Lord, I just can't. It's just too much. Die manier hoe u werk is net te groot om te verstaan. En ek wil jou weer net encourage met hierdie versie vanoggend. Die Here jou God is by jou. Die held wat verlos. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy maak jou stil met sy liefde. Hy se preek heel op sy eie sê ek vir jou. Ek kan nie eers daarin indelf nie. Hy juig oor jou met jubelkrete. Dis hoekom jy dan sterkte kan hê. Want as jy weet hoe hy oor jou voel, as jy weet hy is jou beskerming, dan het jy krag. Hoor julle wat ek sê? As jy weet hoe hy oor jou voel, dan het jy sy krag. Dis hoekom the joy of the Lord your strength is. Gaan dink, dit het my 'n paar dae gevat om dit te laat insig. Weet jy, as jy daar sit, maak jy my bekommer. Nee. Daar's nie 'n aankondiging of 'n kar of 'n hek of iets nie. Okay. So, daar's 2 Hebreëse woorde. Ons het nie die tyd om nou daarin te gaan nie, maar gaan doen die studie van daai 2 Hebreëse woorde. Dit is presies dieselfde woord. In Sefanja 3 vers 17 en in Nehemia 8 vers 10. So die prentjie wat jy moet hê is, hy jubel en juig oor jou. En die Engels sê dit in die mooiste. The Lord your God is in your midst, a warrior who saves. He will rejoice over you with joy. He will be quiet in his love, making no mention of your past sins. He will rejoice over you with shouts of joy. Maar, soos ons vanoggend afsluit, en jy hoor hierdie stukkie woord, en jy ervaar niks, dis dood in jou hart, dan is iets skeef. Want dit is veronderstel om jou te laat jubel en juig. Eerlik word. As die woord, daai stuk woord jou nie roer en jou aan die brand slaan van hoe God oor jou voel nie, moet jy gaan self ondersoek doen. Want dit is veronderstel om te borrel en te leef binne in jou. Een van die mooiste ervarings wat ek persoonlik eendag keer gehad het in my stilte tyd, is ek het stil geraak en ek het gehoor hoe die Here vir my sê, Suzelle, you are the one I delight in. Dis wat hy vir my gesê. En ek wil vandag vir jou sê, God verheug hom oor jou. Nie omdat jy perfek is nie, nie omdat jy alles reg doen nie, nie omdat jy nie foute maak nie, maar omdat hy jou sien en hy ken en hy sien jou hart. Hy weet wie jy is, hy weet as jy sy kind is. En dan verheug hy homself oor jou. Dit bring hom soveel joy. En as jy dit kan weet en dit kan insink, ek beloof jou, dan maak alles sin in die lewe. Dan is niks meer effort nie. Jesaja 62 vers 4 sê, but you will be called Hephzibah. My delight is in her, and your land married, for the Lord delights in you. Jy moet begin glo dat God in jou delight. Nie as gevolg van wat jy doen nie, net omdat jy hom gekies het.
en net omdat jy hom volg. En wanneer jy dit gaan begin verstaan, dat my Vader, my Papa God, verheug hom oor my, dan verander dit jou. Want dalk dink jy vanoggend, hy is teleurgestel in my. Ek is net nie goed genoeg nie. Of jy voel of die Here tolereer my net so, net. Jy is kosbaar vir hom. Maar jy moet dit weet, en jy moet dit glo, sodat jy dit kan begin lewe. En vanoggend as ek hierdie woord bring, dis nie vir condemnation nie. Dis om daai skietlood te vat, die woord van God, en te sê, Here, ek meet op, yes, ek weet, U delight in my, alles goed, alles wel. Beteken nie, ons het nie moeilikheid nie, dit beteken, jou saak, die Here is reg, en jy is in 'n verhouding met hom. Jy is nie in 'n, kyk, as ek een vraag wat my die meeste vang, as ek vir iemand vra, vertel my van jou en Jesus se verhouding. Ek is in so en so kerk, ek gaan al van kleins af kerk toe, dit spraak van jy het nie 'n verhouding met die Here nie. 'n Verhouding het niks met kerk toe gaan te doen nie. Niks, gaan jou nêrens bring nie. Ek wil dit reguit vir julle sê vanoggend, ek dink nie ons verstaan dit nie. Die feit dat jy elke Sondag in die kerk gesit het, beteken niks nie. Jy het nodig om in 'n lewendige, reël verhouding met die Here te wees. There is no other way. Dan kan julle so lank vorentoe kom. So wat is ons boodskap vandag? Wat sê die Here vir ons? Kyk binne, ondersoek jouself, en wanneer jy rondom jou kyk, weet, die Here is in beheer, maar die meeste belangrikste vanoggend is kyk op. Kyk op en hoor wat die Here van jou sê. So ek wil jou vra vanoggend, ek wil julle vra om te staan. Ek sien julle is baie opgewonde. Kom ons staan en kom ons verklaar en kom ons sit in activation dit wat die Here met ons mee praat vanoggend. So ek wil hê jy moet jou oë toemaak. En ek wil hê jy moet jou hand op jou hart sit. En ek wil hê jy moet eerlik met jou wees en jy moet 'n eerlike conversation met Abba Vader hê vanoggend. Here, wys my wat U sien wanneer U na my hart kyk vandag. Vra hom dit. Here, wys my wat U sien as U na my kyk vanoggend. En as hy vir jou iets wys, sonde, kompromie, afgode, verhoudings wat nie reg is nie, gewoontes wat nie reg is nie, iets wat tussen jou en God staan, moet dit nie wegpraat nie, sê eenvoudig, Jesus, vergewe my. Vergewe my. Hy is so gracious, hy het soveel grace met ons. Hy ken ons menslikheid. Hy ken jou hart, hy sien nie opregtheid raak vanoggend. Jy kan eenvoudig net sê, Here, vergewe my. Ek wil nie langer op 2 gedagtes wankel nie. Ek wil met 'n hele hart U volg. En ek wil U volg alleen. Help my. Help my. Ek het U genade, die krag van U genade nodig vanoggend. En soos jy daar staan vanoggend en jy dink oor alles, die vrese en die bekommernisse van die wêreld wat vanoggend op jou druk, dan wil ek jy moet die volgende sê, Jesus, ek kies om my vertroue op U te plaas. Vergewe my dat ek toelaat dat vrese en bekommernisse my oorweldig. Here, gee my U vrede. Here, ek het U vrede nodig. Here, en ek ruil my vrees en my bekommernis en ek gee dit aan U. Weet jy, hy staan reg voor jou.
Hy staan reg voor jou. Jy kan elke vrees, elke bekommernis nou vir hom gee. Dink aan jou huis, jou familie, jou vriende, jou dorp, jou gemeenskap, die mense wat nog nie Jesus ken nie. En vra Here, wie het U my geroep om te bereik? Miskien is dit iemand by die werk, 'n familielid, 'n vriend, 'n buurman, iemand wat langs jou staan. Here, maak my lig in hierdie donker wêreld. Gebruik my. Gee my moed om U naam te verkondig. Laat my lewe wys dat ek aan 'n ander koninkryk behoort. Ek moet anders lyk, Here. Ek kan nie soos die wêreld lyk nie. Ek moet anders wees. Hulle moet kan sê, daai ene is anders. Sy's weird. Sy's 'n Jesus freak. Dis net too much. Mag hulle dit van jou sê. Mag hulle so geïrriteerd wees met jou praatjies oor die koninkryk en Jesus. Mag dit hulle irriteer tot op 'n punt wat hulle weet, net Jesus is die antwoord. Maar meeste belangrik, vir oggend kan jy opkyk, en ek wil hê daar waar jy staan, kan jy opkyk. Jy kan kyk in Jesus se oë. Jy kan hardop verklaar, Jesus, U is my koning. En Here, U is in beheer. My hoop is in U. My identiteit is in U. En my lewe behoort aan U. En dankie Abba Vader. Papa God, laat U verheug oor my. Wees net stil, weet hy is God. Sefanja 3 vers 17 sê. En hiermee sluit ek af. Hy maak jou stil met sy liefde. Alles wat in jou hart rondhardloop en in jou verstand kan sy liefde tot 'n stilstand bring. Dis wie hy is. Sy liefde sal alle vrees uit jou uitdryf as jy hom toelaat om jou hart en lewe oor te neem. Jy is sy kind. Jy behoort aan hom. Hy het jou nie vergeet nie, hy sal jou nooit vergeet nie, sal jy jou kind vergeet. Hy is by jou. Hy red jou. En hy verheug hom oor jou. Dis die grootste, mooiste boodskap wat die Here wil hê jy moet weet vanoggend as jy hom dien. Hy verheug hom oor jou. Jy is sy blydskap. Jy maak hom bly. En elke keer wat jy groei in hom, elke keer wat jy verander, elke keer wat jy vorentoe beweeg, ten spyte van hierdie wêreldse dinge, hy's so bly, hy's so geraak, hy's so dankbaar vir dat jy gekies het om hom te volg. Dit gee hom die grootste joy. Liewe gemeente, Soteria familie, hy is so lief vir jou. Hy is so lief vir jou. Mag sy liefde jou skuif. Ons almal, niemand kan ooit by I arrive. Kan nie daar uitkom nie. Hy is heeltyd besig om ons te verander. Soos ek hier staan, is hy besig om my te verander. Mag jy nooit weer dieselfde wees as jy hier uitstap nie. Mag daar 'n baie groot verandering in jou lewe wees. Omdat jy hom kies vandag en omdat jy goeders verander en omdat jy sy woord vat en jouself daaraan meet. Mag julle 'n awesome, blessed dag hê in Jesus naam. Amen.